hy gelei. Al my sondes het hy vergewe. Nou kan ek vir ewig lewe. Ek het die oorwinning, ek het die oorwinning, want Jesus het vir my die prys betaal. Ek het die oorwinning, ek het die oorwinning, want Jesus het vir my die prys betaal. Hy het opgestaan, hy het opgevang, vir ewig en ewig is ons vry. Hy het opgestaan, hy het opgevang, vir ewig en ewig is ons vry, Goeiemôre, dit is Sondag. Dit is 11:30 en dit beteken julle is ingeskakel hier op die program Herleef saam met my Cornelius Lou. Nou ag, wat 'n goddelike voorreg is dit nie altyd net om aan hierdie kant van die skerm te staan, net so 'n bietjie woord met julle te kan deel nie. Ons wil vanoggend net so 'n tydjie afstaan net om dankie te sê vir elke persoon, vir elke kyker, vir elke vriend wat elke keer getrou inskakel hier op ons program om te luister na dit wat ons hier doen. En ek wil net hierdie week ook net weer vir julle noem dat as julle nie kruis kyk op julle huidiglike dekodeerder of op julle julle satelliet dekodeerder kan optel nie, is julle meer as welkom om na Kruiskyk TV se Facebook bladsy te gaan en na hulle YouTube kanaal en dan tik julle net daarin Kruiskyk TV. Ek weet op Facebook is hy onder Kruiskyk TV offisieel en dan dieselfde program wat lewendig op satelliet TV uitgesaai word daai selfde oggend, word Sondagoggende om 11:30 ook op YouTube uitgesaai en op Facebook. So ons wil vra dat wanneer julle dit op een van daai platforms kyk, deel dit met julle vriende sodat hulle ook kan inluister na dit wat ons hierso doen. Nou, vandag wil ek net vir julle vra dat as julle 'n Bybel by julle het, gaan solank vir my na die boek van Prediker 3 vers 1 tot 2. Ons gaan vandag so 'n bietjie gesels oor die seisoene in jou geestelike lewe. Die Here het hierdie hele week, ons self is so 'n bietjie op en af hierdie hele week, veral met keuses wat ons moet maak, en die Here lê hierdie woord op my hart, dat jy weet, ons moet deur verandering gaan om te kan groei, en dit is ook om die titel van my boodskap is, seisoene in jou geestelike lewe. Vader, baie dankie net vir hierdie geleentheid wat ons het om hier te kan staan, Here. Here, hierdie is nie 'n reg nie, maar dis 'n goddelike voorreg, Here, net om u woord met die kinders te kan deel. Here, ek weet u woord is reeds al geseën, Here. Here, maar vanoggend bid ek, Here, dat u net leiding sal neem en beheer neem, Here, oor my lippe. Here, dis altyd so belangrik, Here. Here, dat ons moet besef, Here, dat wanneer u 'n woord op ons hart lê, Here, Here, dat ons nie dit moet sny of byvoeg anders as dit wat u wil hê, u kinders moet hoor nie. Here, vanoggend bid ek, Here, my gebed is, Here, verberg my agter u kruis, Here. Here, dat wanneer die kykers na hierdie boodskap luister, Here, dat hulle nie na Cornelius Lou sal vaskyk nie, Here, maar dat hulle God se stem deur my boodskap vanoggend kan hoor. Here, vanoggend is my gebed, beweeg van hart tot hart, Here, raak die kinders aan, Here, ek weet hierdie woord gaan op vrugbare grond val, Here, en daarom vra ek, Here, dat u hierdie diens, hierdie woord verder nou sal seën, en dit is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Nou, ek het gevra dat julle vir my moet gaan na Prediker 3 vers 1 tot 2, en dit sê, elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar's 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe. Daar's 'n tyd om te plant en daar's 'n tyd om plante uit te trek. Nou, ek het gesê hierdie boodskap se titel is seisoene in jou geestelike lewe, en ek wil hê ons moet aandag skep as ons vanoggend na hierdie woord van die Here luister. Kom ons lees gou weer die gedeelte. Dit sê Prediker 3 vers 1 tot 2 of 1 en 2 sê, elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar's 'n tyd om gebore te word en daar's 'n tyd om te sterwe. Daar's 'n tyd om te plant
en daar is 'n tyd om plante uit te trek. Nou, ons as mens weet, net soos die natuur daar buite, sy seisoene, moet verander, belewe ons as mens ook verskillende seisoene in ons geestelike lewens. Daar seisoene waar dit goed gaan, daar seisoene waar dit sleg gaan. Sommige van hierdie seisoene is vol groei, voorspoed, en terwyl die ander 'n bietjie uitdagend, droog en alleen mag voorkom. Maar, liewe kyker, liewe vriend, ek wil volgens vir julle sê, in elke seisoen wat ons as mens deurgaan, of dit in jou geestelike lewe is, of dit is by jou werk, in jou rol as 'n vader, 'n moeder, 'n man, 'n vrou, 'n vriend, in enige opset waar jy deur 'n geestelike verandering moet gaan, of 'n seisoensverandering moet gaan, laat ek dit so stel, kan ons weet en ons kan besef dat in elke seisoen is God getrou. Hy is getrou deur elke liewe verandering. Hy is teenwoordig, hy is werkend tot ons geestelike versterking en groei. Want dit is wat die doel is agter hierdie seisoene. Dit is hoekom ons as mens deur geestelike seisoene moet beweeg. Want om die einde van die dag groei ons in ons geloof. En die eerste seisoen wat ek vanoggend op wil fokus is lengte. So as jy 'n pen het, as jy 'n blaai het, jy kan gou vir jou 'n notaboekie gaan haal en dan kan jy saam met my vanoggend volg. Hierdie gaan nie 'n baie lang boodskap wees nie, maar ek weet dit wat die Here op my hart gelê het is vir iemand bedoel en al is dit net vanoggend vir een persoon. Die eerste titel of die eerste opskrif wat ons het is lengte. En dit is 'n seisoen van groei en vernuwing. Lengte. Jy kan vir jouself sê dat my lengte seisoen is 'n seisoen wanneer ek gaan groei en vernuwe gaan word. Nou, wanneer ons kyk na lengte, is lengte wanneer ons geestelike lewe so bietjie bloei. Dis wanneer ons geestelike lewe so bietjie bloei en ons die nabyheid van God opnuut kan ervaar. Dis 'n tyd van hoop, nuwe beginne en ook lewensveranderinge. En daar's 'n skrif uit 2 Korintiërs 5 vers 17 wat ek net gou vir julle wil lees in aanduiding tot lengte. En dit sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En wanneer ons in die lengte van ons lewe is, kan ons vanoggend besef en ons kan tot die conclusion kom, as ek dit so in Engels kan sê, dat dit is wanneer God jou roep. Jou lengte seisoen is 'n seisoen waar God jou roep om te groei en om oorvloedige vrugte in jou geestelike lewe te begin dra. En vandag wil ek vir jou sê, ek wil net my boodskap kry, vandag wil ek vir jou sê dat laat sy woord jou leidraad wees tydens hierdie seisoen. Wanneer jy in jou lengte seisoen is, laat God se woord jou rigtingaanwyser wees vir hierdie nuwe begin wat voorlê. Nou, soos ek gesê het, ons weet dat deur die jaar ervaar ons 4 seisoene en so wanneer ons uit die een seisoen uit beweeg, wat ons nou oor gepraat het oor lengte, is die volgende een so bietjie somer. Nou dit is die seisoen waarvan almal hou, want wanneer ons gewoonlik somer het, beteken dit dis 'n tyd vir ons om te gaan rus, om vakansie te hê en om ons self te geniet. Maar wanneer ons kyk, nou dit is die vleeslike, maar wanneer ons kyk na die geestelike somerseisoen in ons lewe, dan sien ons dis 'n seisoen van oes en vreugde. 'n Seisoen van oes en vreugde. Nou somer is die tyd waarin jy die vrugte van jou arbeid pluk en die vrugte van jou geloof geniet. Dis 'n tyd van oorwinning en dankbaarheid. Galasiërs 6 vers 9 sê vir ons, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die regte tyd oes. Galasiërs 6 vers 9. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die regte tyd
oes. Galasiërs 6 vers 9. Nou, wanneer jy in jou somerseisoen is dit 'n seisoen wanneer jy jouself moet geniet. Daar's niks verkeerd om jouself te geniet binne jou somerseisoen nie. Soos ek sê, jy gaan nie vir ewig in 'n somerseisoen wees nie. Jy gaan nie vir ewig in jou winterseisoen wees nie. So daar gaan tye kom wanneer jy 'n bietjie laag voel, daar gaan tye wees wanneer jy weer on top of the world voel, soos hulle sê. So dit is nie verkeerd om jou te geniet binne jou geestelike somerseisoen nie. Maar wanneer jy binne hierdie geestelike somerseisoen kom, moet jy nie vergeet die bron van jou voorspoed nie. Dit wil sê, moenie van God vergeet wanneer dit met jou goed gaan nie. Maar wanneer jy in jou somerseisoen is en dit gaan goed, is dit ook 'n geleentheid vir jou om gebruik te maak om ander mense te bemoedig, by te staan en hulle te dien. Onthou, soos ek net gesê het, ons ervaar 4 seisoene binne 'n jaar. So dit wil vir my wil sê, wanneer jy byvoorbeeld in jou somerseisoen is, mag ek dalk in my winterseisoen wees. Nie almal van ons ervaar eenmalig dieselfde seisoen nie. So wanneer jy in 'n seisoen is van voorspoed, van seëninge, alles gaan goed, jy's gelukkig en jy kom op 'n persoon of hy kom op jou pad wat sy winterseisoen ervaar, is dit vir jou 'n geleentheid om daai persoon te dien en te bemoedig. As hy nou die 3de seisoen wat ek op wil fokus, is herfs. Hierdie geestelike seisoen is 'n seisoen van oorweging en oorgawe. Oorweging en oorgawe. En wanneer ons in ons herfsseisoen is, herinner dit ons daaraan dat veranderinge 'n algemene deel van ons lewe is. Dis nie iets wat ons kan aan en afsit nie. Verandering is deel van ons lewe vanaf die dag wat jy gebore word tot die dag wat jy jou kop neerlê. En wanneer jy in hierdie seisoen is, besin jy oor jou geloof en jou lewenspad. En ons leer hoe om moeilike dinge aan God oor te gee. Hoe om moeilike keuses, moeilike situasies by God se voete te los. Baie keer, ek het dit voorheen vir die van julle wat gereeld luister na my boodskap laas jaar iewers, met die boodskap het ek genoem, baie keer is ons geneig om met ons probleme na die Here toe te gaan, en dan bid ons oor die saak, maar wanneer ons klaar is met gebed, dan vat ons die probleem weer saam met ons. So jy vertrou nie die Here genoeg om daai probleem vir jou te hanteer of op te los nie. En dan is ons geneig om te sê, Here, maar ek het gebid daaroor, waar is U in hierdie situasie? Nou, in Psalm 37 vers 5, met betrekking tot jou geestelike herfseisoen, sê dit, gee jou pad aan die Here oor en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. Psalm 37 vers 5. Gee jou pad aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. En ons weet wanneer ons in die herfstseisoen is, dit is gewoonlik wanneer die bome begin kaal lyk en die tuin lyk nie so mooi soos hy altyd in lente lyk nie. Maar hierdie blare wat val is 'n manier om ontslae te raak van jou geestelike gewoontes. Onthou, ons praat hier van jou geestelike seisoene. So wanneer jy in jou geestelike herfstseisoen is dit die Here se manier vir jou om ontslae te raak van daai slegte gewoontes wat ons so vasaanhou. En wanneer jy in jou herfstseisoen is en jy het ontslae geraak van hierdie gewoontes, leer dit jou om op God te vertrou om jou voor te berei vir die pad wat voor lê. Jy vertrou God om jou voor te berei vir die pad wat voor lê, vir die volgende seisoen wat moet kom. Hierdie seisoen, hierdie geestelike herfstseisoen is 'n tyd van innerlike reiniging en voorbereiding. Nou wanneer ons na die volgende seisoen toe beweeg, is dit 'n seisoen, en ek het hom spesifiek vir laaste gelos, want baie van ons huidiglik is in ons winterseisoen. Hierdie is 'n seisoen van rus en vertroue. Baie van ons huidiglik sit in hierdie winterseisoen en dit lyk vir ons die Here is so ver van ons af.
maar dit is letterlik net 'n fase, dit is net 'n tyd wat jy moet deur beweeg om na jou volgende seisoen toe te kan beweeg. En daar's 'n rede hoekom jy deur hierdie winterseisoen moet gaan, en wanneer jy in jou winterseisoen is, mag dinge vir jou droog lyk, dit mag koud lyk, dit mag lyk almal is ver weg van jou af, dit mag lyk die Here het vergeet van jou, maar dit is ook 'n seisoen waarin jy die geleentheid het om jouself diep op God te laat anker. Hierdie is 'n geleentheid om jou geloof te versterk in die Here. En hoe doen ons dit? Hoe versterk ons ons geloof in die Here? Daar's een van twee maniere, dit is op jou knieë in gebed en om die woord van die Here dag en nag voor jou te hê. Dis 'n tyd van rus en ook vernuwing van ons vertroue vir sy plan vir jou lewe. Nou wanneer ons kyk na Psalm 46 vers 10, praat ek nou 'n bietjie vinnig daar. Psalm 46 vers 10 sê, wees stil en weet dat ek is God. Wees stil, vanoggend wil ek vir iemand sê wat in hulle winterseisoen is, ek wil Psalm 46 vers 10 vir jou gee, en dit sê, wees stil en weet dat ek is God. Binne jou finansiële probleme, binne jou probleme in jou huwelik, binne in jou probleme by jou werk, weet vanoggend ek is God. En die enigste manier is om stil te word. Wees stil, raak rustig, word stil en weet dat hy is God, wat 'n perfekte oplossing op 'n perfekte tyd met 'n perfekte plan vir jou probleem het. Nou wanneer ons na hierdie versgedeelte kyk, weet ons dat God sal jou nooit verlaat nie. Dit maak nie 'n saak in wat se seisoen jy is nie. Baie keer is jy in jou goeie seisoen, of is jy in jou seisoen van verandering, die blare is besig om te val, en dan is jy in jou winterseisoen wanneer dit voel almal is ver weg van jou af. Maar hierdie is die tyd wat ek jou wil bemoedig en aanmoedig om vas te hou aan die Here en te weet dat hy sal jou nooit verlaat nie. Selfs al lyk dit hy is stil. Al lyk dit hy praat nie met jou nie, al lyk dit vir jou hy is nie naby nie, hy is naby. Rus vandag in sy teenwoordigheid en word versterk vir hierdie nuwe seisoen wat nou weer voor lê na winter. En wanneer jy deur hierdie seisoene beweeg, is daar een belangrike ding wat ons moet besef en vanoggend wat ek wil hê jy uit hierdie gedeelte moet leer, en dit is dat elke seisoen van jou geestelike lewe het 'n doel om ons te leer, om ons meer te leer oor God se liefde en sy getrouheid. Of jy in jou goeie seisoen is, of jy in jou slegte seisoen is, deur hierdie hele tydperk is die doel om jou te leer oor God se liefde en sy getrouheid. En vandag wil ek vir jou sê, van ons is op die punt om deur te breek na ons volgende seisoen toe. Van ons is nog bietjie ver van die volgende seisoen af. Maar in hierdie reis, in hierdie journey, soos hulle sê, wil ek vanoggend vir jou sê, wees aanpasbaar, wees getrou, wees vormbaar in die hande van die Here, en onthou dat God jou in elke seisoen lei. Mag hierdie boodskap wat ek vandag vir jou gegee het, jou inspireer om God se hand in al die seisoene van jou lewe te sien. Dit maak nie saak of dit goed gaan nie, dit maak nie saak of dit sleg gaan nie. Dit mag vandag vir jou voel jy is 'n bietjie kaal, want die Here is besig om ontslae te raak deur al daai slegte gewoontes wat ons as mens het. Maar vandag wil ek vir jou aanmoedig, sien die hand van die Here en die groter plan wat hy met jou het in jou huidige seisoen. Vader, baie dankie vir hierdie woord wat ons kon gee vandag. Here, baie van ons vandag, Here, ek voel dit net in my gees, Here, is in hierdie donker winterseisoen. Baie van ons vra, maar waar is die Here? Wanneer beantwoord hy dit waarvoor ons wag, hierdie deurbraak? Vandag wil ek bid, Here, baie van ons sit in hierdie seisoen en ons wonder, wanneer kom ons by ons somer uit, wanneer ons bietjie vreugde kan hê, wanneer ons die vrugte kan pluk van ons arbeid. Maar Here, vandag het ek 'n antwoord, en dit is, vertrou die proses. Die Here wil vandag vir jou sê, vertrou die proses. Want in hierdie proses, wat ons deur verandering gaan van seisoen tot seisoen,
is die Here besig om ons te leer van die groter doel, die groter plan, sy liefde en sy getrouheid, en dat ons sy hand in elke liewe situasie moet sien, en dat ons kan weet dat hy is teenwoordig, al klink hy stil. Vader, baie dankie vir elke persoon wat vanoggend tyd afgestaan het om in te skakel. Ek bid, Here, dat U hulle sal seën, Here, hierdie week wat voorlê, mag dit wees by die werk, wanneer hulle op die pad is, Here, wees net by hulle, Here, bonatuurlike beskerming, seën hulle. Ek bid dit en dit is my gebed in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen en amen. Ons wil net baie dankie sê vir elkeen van julle wat elke Sondag getrou inskakel hier by ons op Herleef. Ons wil vir elkeen aan die ander kant van die skerm, al ons vriende, al ons vennote, al die kykers sê baie dankie, en dis altyd ook baie lekker om terug te hoor van julle af. So as julle met ons wil gesels, julle kan vir ons 'n WhatsApp stuur op 064 501 9558, en as jy 'n gebedsversoek het, maak nie saak hoe groot of klein nie, stuur dit vir ons bid saam met julle, en ons vertrou saam met julle vir daai deurbraak wat julle van die Here af verwag. Nou vandag sê ons net weer eens baie dankie, en ons wil by julle vra, namens ons bediening, wil ons vir julle vra, soos ek gesê het, vroeër in my boodskap ook, baie keer gaan ons deur tye wat ons keuses moet maak, en dan voel dit so bietjie jy's in jou winterseisoen, want die Here antwoord jou nie op dit wat jy nou 'n keuse voor moet maak nie. En in die week het ons tot daai keuse gekom, en ons is huidiglik besig om ons bediening te stig, om 'n gemeente te plant, en met dit het ons finansiële ondersteuning nodig. Ons het so 'n bietjie gaan kyk na die basiese dinge wat ons nodig het, en dit is jou stoele vir die mense om op te sit, jou klanksysteem, jou mikrofone. So dit is die basiese goed, die elektrisiteit, die gebou wat ons benodig, die huur wat ons daar moet betaal. So wat ons gedoen het is, ons het namens ons bediening, het ek en my vrou 'n Back a Buddy campaign oopgemaak. So ons wil vandag vir jou vra dat as die Gees van die Here dit op jou lei om 'n saad te plant teenoor hierdie projek vir ons om hierdie gemeente te plant, kan julle gaan na my persoonlike Facebook bladsy, dit sal wees onder Cornelius Lou, en julle sal sien heel bo is die Back a Buddy campaign. Daar gaan 'n skakel wees, of 'n link soos hulle in Engels sê. Julle kan op dit klik, en dit sal julle vat na Back a Buddy toe, en daar kan julle, daar sal 'n opsie wees om te sê donate, en soos die Gees van die Here julle lei, is julle meer as welkom om vir ons 'n saad daar te plant teenoor hierdie projek, om die gemeente te plant. Ek weet, ons het verskriklike baie gebede nodig, want hierdie is 'n baie groot projek wat ons huidiglik besig is om aan te vat, en ons vertrou die Here vir 'n magtige deurbraak en ook voorsiening. So al kan jy nie finansiëel saai nie, wil ek vra, tree saam met ons in gebed en vir hierdie projek, want dis alles tot eer van die Here, en ons nommer 1 visie, missie, doel wat ons wil bereik is om siele vir die Here te wen, een op 'n slag, al is dit een op 'n slag. En ons sê baie dankie vir die tyd wat julle afgestaan het om te luister na ons boodskap, en ek glo en vertrou dat julle sal weer volgende week Sondag inskakel om te luister na dit wat ons hier doen. Volgende week Sondag 11:30, as jy die lewendige herhaling of die lewendige uitsending gemis het, is jy meer as welkom om op 'n Woensdagoggend 9:00 in te skakel wanneer hulle die herhaling van hierdie program uitsaai. As jy sukkel om op ons profiel die link te kry na Back a Buddy, wil ek ook net noem, jy kan vir ons 'n boodskap stuur na 064 501 9558, en ons sal sommer daai direkte skakel vir jou stuur om na te gaan kyk, gaan lees eers so bietjie wat ons doen, wat ons wil doen, wat ons planne is, wat die Here op ons hart gelê het om te doen, en ons het ook daar gesit die goedjies wat ons benodig, en ek wil vir jou vra, as jy nie finansiëel kan bydra nie, soos ek nou gevra het, gebed is vir ons baie belangrik, maar al kan jy net kontak maak en sê, luister hierso, ek het so 'n paar stoele wat ek nie gebruik nie, of hierso 'n paar musiekinstrumente wat ons nie gebruik nie, ons sal dit opreg waardeer. Ek sê baie dankie vir elkeen van julle wat tyd afgestaan het om na hierdie boodskap te luister. Ons sien julle volgende week, dieselfde plek, dieselfde tyd hier op Kruiskyk TV. Mag die Here julle seën. Het gevloei vir jou en vir my.
vergewe, nou kan ek vir ewig lewe.